dankbaar. Ek bid dat U met ons sal deel in die woord vanmôre sal breek. Ons sal oopmaak, soos die Heilige Gees, dat sal vernuwe in ons binneste, lewend sal maak in ons harte. Dat ons vanmôre die woord kan verstaan, dat dit wat vanmôre in ons hart ingaan, daai kosbare saad sal wortel skiet en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Elke versterking van buite, enige vorm van duisternis, sny ons af vanmôre, ons kanselleer sy werk, stel dit kragteloos. Hy sal niks reg kry nie. Ons bid vanmôre vir engele om hulle regmatige plekke in te neem vanmôre, Here. U gee dan gaan ons bevel om hulle plek in te neem vanmôre binne die diens, buite rondom die kerk ook. In Jesus naam as dienende geeste, sê Hebreërs 1 vers 14. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. Dankie dat ons vanmôre kan inneem, dat ons innerlik gevoed kan word, ons dors geles kan word, ons honger gestil kan word. In Jesus naam, en ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. U mag maar sit, dankie baie. Ons gaan aan met ons reeks oor ons nodig sy beskerming deel 5. En dan by ons tweede deel oor engele deel 2. En ek dink ons gaan net hierso vanmôre oor die engele klaarmaak as baie meer wat wil sê. So maar kyk vorentoe. En ons lees weer dieselfde hoofstuk, Hebreërs 1 vers 14. Hebreërs 1 vers 14. Verlede week ook ons teksvers gelees. Kom ons hoor wat die woord sê vanmôre. Hy sê, hulle praat oor engele, né? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal erwe nie. Of dienende geesteswesens, is daar die ander vertaling, wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Pragtige skrif, 'n belofte waar ons op kan staan elke dag. En ek kan sê, dit is so belangrik dat ons vanmôre besef dat die Here ons nie weesagtig gelaat nie. Ons is nie net weeskinders hier op aarde, en ons moet onsself aanploet en ons sorg om met sekere dinge reg te kom nie. Nee, die Here het ook vir ons wapens gegee wat ons kan gebruik teen die aanslag van die vyand, want hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen eintlik liggame sonder bloed, sê die een vertaling. So bose geeste in die lig. So, hy het ons wapens gegee, maar ook het hy tot ons beskikking gestel, sy beskerming. Ons het gelees wat Psalm 91 gesê, Psalm vir beskerming, maar ook tweede het ons al gepraat het, dat daar engele is om hulle deel te doen ook, om daagliks saam met ons te wandel, daagliks ons te beskerm, daagliks daar vir ons te wees, as ons bid en die Here vra, sal hy die engele stuur, en die engele sal daar wees om ons te beskerm, en deur te daar is soveel bewyse dat dit wel die waarheid is, en wat ons self in die woord vind, en baie mense glo dit nie. Nou sommige mense beweer, dat die bediening van engele op die aarde beëindig is, na die uitstorting van die Heilige Gees. 'n gebeurtenis wat in die boek Handelinge beskryf word, Handelinge 2 opgeteken beskryf word. Maar die boek Handelinge weer lê egter hierdie bewering. Die Heilige Gees is nie 'n plaasvervanger vir engele nie. Kom ek sê dit weer. Die Heilige Gees is nie 'n plaasvervanger van engele nie. Dis ook nie vreemds, niks vreemds dat mense dit wel sê nie, want daar word ook gesê dat genesing was net tot en met die tyd van die apostels. Wat sou hulle sê? Hulle beweer dit. En is 'n groot leuen van die duiwel, die vader van leuns.
En die ironie van alles is dit, dat mense dit glo. Hulle glo dit. En dis hoekom so baie nog siek is, en krank rondloop, omdat hulle nie glo wat God se woord sê nie. Hebreërs 13 vers 8 dink ek wat hy sê, Here het nog nooit verander nie. Wat hy in die verlede was, is in die hede, is in die toekoms ook wees. Jesus het nog nooit verander nie. Met ander woorde, as hy nog nooit verander nie, en nog nooit sal verander ook nie, sê dit vir my dat dit wat Jesus in daardie tyd gedoen het, hy vandag nog steeds doen. Hy het genees in sy tyd hier op aarde, hy het genees toe die eerste Christelike kerk ontstaan het, hy het daar wonders gedoen. Hy het genees in die vorige eeu het hy werklike wonderwerke gedoen. In die 16de eeu, 17de eeu soos aangaan, kan jy gaan lees en gaan naslaag, en die Here nog mense aangeraak en groot skepingswonderwerke gedoen. Verstaan? Nou hoekom sal die Here in daardie tye doen en nie ons tyd nie? Maar die mense glo dit en loop dan rond met al die bindinge op hulle, en selfs wanneer dit kom by beskerming glo hulle nie, dat die Here hulle kan beskerm nie, en ook die Here nie die engele gaan hulle bevel kan gee, om agterlik te kyk, en mense, is 'n ding wat uitdagend moet bid, en die Here vra om sy engele uit te stuur. Die dag as jy wakker word, die oggend as jy wakker word, dan bid jy en vra, Here, dis 'n nuwe dag, met nuwe uitdagings, geen engele gaan hulle bevel, bid dit vir jou kinders, jou kleinkinders, vir jouself waar jy beweeg, in jou voertuie, maak seker, dat jy bid en die Here vra, dat die engele saam hierdie dag beweeg. Amen. Ons gaan volgende week die Here spaar ons met die bloed uitkom, dieselfde waar die Here beskerm ons ook wees die bloed. Maar ons praat vanmorgen dan oor engele. Nou vanmorgen gaan ons praat oor engele in die boek Handelinge. Engele in die boek Handelinge. Hoekom in die boek Handelinge? Handelinge is die eerste Christelike kerk wat begin was in daardie tyd. En wat hulle daar gebeur het mense, en wat God daar gedoen het vir sy mense, en sy gemeentes daar, doen hy vandag nog steeds, ons wil dit ons eie maak. Die boek Handelinge, engele daar. Nou as die kerk, luister mooi, as die kerk vandag die patroon van die Nuwe Testamentiese kerk, soos beskryf in die boek Handelinge, moes volg. Wonder ek, en dis wat ek wonder, hoeveel kerke sou nog bestaan? Luister, jy verstaan nie. Wat hulle in daardie tyd gedoen het om gemeentes te bou, het hulle gedoen ooreenkomstig dit wat hulle ontvang het van die Heilige Gees. Hulle was nie slap mense, ruggraatlose mense gewees nie. Hulle het die opdrag van Jesus gevolg. Luister mooi. En ek het 'n paar punte genoem wat hulle gedoen het daar, waarvan ons het vandag. Hulle het gereeld brood gebreek, sê die Bybel. Handelinge 2 vers 42, vers 46 en hoofstuk 20 vers 7. Hulle het gereeld brood gebreek. Dit kan wees dat hulle saam geëet het, nommer 1, of dit kan wees dat hulle saam nagmaal gehou het. Maar die Bybel sê, hulle het dit gereeld gedoen. Dit was 'n ding wat hulle gedoen het, wat hulle ingestel het. Eerste Christelike kerk. Tweedens sê die Bybel, leer ons daar in boek Handelinge, dat hulle het volhard in gebed. En ook vasting, wanneer dit nodig was. Handelinge 1 vers 14, Handelinge 2 vers 42, en Handelinge 6 vers 4, gaan lees dit daar. Derdens, wat hulle ook gedoen het, dat daar die behoeftiges omgesien. Weet wat vir my so mooi is? Die Bybel sê, want ons omsien na die behoeftiges, self die wees en die weduwee, dan leen ons aan die Here. Is nie mooi nie. Jy leen aan die Here. Handelinge 2 vers 44 tot 45 keer gelees, dat hulle het aan die behoeftiges omgesien. Vierde ding wat hulle ook gedoen het, wat jy gevind in die eerste Christelike kerk, luister mooi, hulle het vrygewig gegee, om in die behoeftes van die gemeente te voorsien.
Handelinge 2 vers 45. In Handelinge 4, 34 tot 37 gelees het daar. Dis nie my woorde nie, is wat in die woord staan. 50s wat hulle gedoen het as gemeentes. Hulle het die goeie nuus oral verkondig. Hulle was nie skaam gewees om te sê dat Jesus hulle siele gered het nie. Hulle was nie skaam gewees om die woord te verkondig nie. Hulle was nie skaam gewees om die goeie nuus te verkondig nie. Handelinge 5 vers 42 en Handelinge 8 vers 4. Dis wat hulle gedoen het, hulle het die woord van die Here verkondig. 6de plek. Hulle het Jesus, of hulle het siele vir Jesus gewen. En die Bybel sê, net so wat sê, en die Here daagliks mense by die gemeente gevoeg. Hulle het siele vir Jesus gewen. Handelinge 2 vers 41 en Handelinge 2 vers 47 en Handelinge 5 vers 14. Luister mooi, 7de plek. Hulle was eengesind en het in eenheid saam geleef en saam gewerk. Ja. Handelinge 1 vers 14 en Handelinge 2 vers 46 en van deze daar Handelinge 4 vers 24. 8ste plek. Die Bybel sê, hulle het alles as gemeenskaplik beskou, wat beteken, hulle het met mekaar gedeel, elkeen na elkeen se behoeftes. Handelinge 2 vers 44 tot 45 en Handelinge 4 vers 32 gaan lees het daar. Hulle het absoluut die opdrag van Jesus gevolg, wat hy gesê het in Matteus 28 vers 19 tot 20, en dit was, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Nou in die Engelse Bybel praat daarvan in hakies, help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Geleer hulle dit, en doop hulle, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek jou beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Dis 'n opdrag van die Here gewees aan sy disippels, aan sy apostels, en dat tot op die laaste tee het hulle dit gevolg en gedoen wat die Here van hulle verwag het in die boek Handelinge. En dis hoekom ek sê, ons sou nie miskien 'n dag hou in so 'n gemeente nie. As julle hoor, vanaand bid ons van 12 tot 4. Dis almal daar. Of vanaand vas ons die hele dag, of vandag vas ons die hele dag, dan vas almal saam. Of sal ons beheer ons met goed vir die armes uitdeel, bring almal goed saam om vir die armes uit te deel. Dis so ons saamgewerk. Hulle was in 'n absolute eenheid. Dis hoekom daar eenheid is, gebied die Here sy seën. Daar's nie teenskrywing gewees, sê ek gaan dit nie doen nie. Hulle haai ons op onsself en ons sou nie, hulle het saam gewerk en dis hoekom God 'n ding kan doen. Dis hoekom Jesus gefloreer het, as ek so nie my woord mag gebruik, en sy woord gefloreer het in daardie tyd, want hulle het gedoen wat die woord sê, absoluut gedoen, en hulle het nie gevra hoekom of waarom nie, hulle was gehoorsaam aan die woord van die Here. Wonderlik. Stem jy saam met my vanmôre? Amen. Dit is te mooi. Ek wil net 'n stelling maak vanmôre. Daarom reageer engele alleenlik op die woord van die Here. Net soos die Heilige Gees nie buite die woord werk, die mense, net soos die Heilige Gees nie buite die woord werk nie. En God die Vader nie buite sy woord werk nie. Net so sal die engele ook nie buite die woord van God werk nie. Uitgemaakte saak. Engele reageer alleenlik op die woord van die Here. As ek en jy ons doeldeel doen in lyn met die woord van die Here, kan ons verseker wees, hulle is daar saam met ons, want die Here sal hulle opdrag gee om hulle plekke in te neem waar ons beweeg.
Kom nou mense. Tweede belangrike punt. Dit is Handelinge 5, 14 tot vers 25, wat ons kom by engele. Baie interessante gedeelte gaan ons nou oor gesels. Maar luister ek, by die begin van Handelinge 5 het iets gebeur. Hoofstuk 5 sê, en begin met die gedeelte oor Ananias en Safira. Gaan lees dit. Nou kom ek vertel my storie soos ek dit verstaan wat daar gebeur het. Ananias en Safira het 'n stuk grond gehad wat hulle sou verkoop het. Dis nou man en vrou. En dan die apostels beloof, luister mooi wat pastoor sê, dat die geld wat hulle sal maak aan die grond uit sal net so terugsaai in die kerk in. Klink stap, ons het die beginjare gedoen saam met Nikkie. As ons het hulle plekke verkoop het, ons het gegee. Daar was glad nie vir ons 'n probleem gewees om te gee nie. Dit was die belofte wat hulle gemaak het, die man en die vrou het gesê, ons is die geld wat ons gaan kry op daardie deal, gaan ons net so vat en vir die kerk gee. Nou hulle kon gesê, ons gaan dit verkoop, ons gaan dit kwart agterhou, en die ander gaan ons vir die kerk gee, as hulle dit gesê het, is ook goed gewees. Hulle verkoop die plek, Ananias en Safira. Nou kom hulle in en Petrus daar, nou Petrus is daar, en hy kom en hy bring die geld na Petrus toe, Ananias bring dit so toe, en hy lê voor Petrus neer, onmiddellik toe die geld bring vir Ananias vir hom bring, toe praat die Heilige Gees met hom, en hy sê die woorde, dit wat hy daar bring, is nie die regte geld wat hy gekry het nie. En Petrus vra vir Ananias, die bedrag wat jy nou gee, is die regte bedrag wat jy gekry het? Is hy ja? Hy sê, kom jy vir die Heilige Gees gelieg. Hoekom het jy geluister na die duiwel? En vir die Heilige Gees gelieg? En onmiddellik val hy dood neer. In 'n diens, in 'n kerk, of 'n byeenkoms waar hulle was, val die man dood neer. En die Bybel sê dat manne van buite af wil kom, die man gevat en hom gaan begrawe. Ruk het daarna kom sy vrou in, skus tog. Weer in en Petrus vra vir haar, Safira, dit wat jy gekry het, was dit die regte bedrag wat jy gekry vir die grond wat jy nou bring in die kerk, wat jy beloof jy gaan alles gee, dan is alles. Hy sê, hoekom het jy ook vir die Heilige Gees by die voete wat jou man gesterf het daar, as sy voete gelê, daar is jy ook sterf, en sy val morsdood neer. Dieselfde mense wat haar man uitgedra het, kom en vat haar ook uit, en gaan begrawe saam met hom. Dis wat in die tyd gebeur het. Verstaan wat pastoor sê, ons sal nie dag kon saamlewe nie, want die Here het gesorg dat sy kerk suiwer is. 'n wit leentjie is 'n wit leen, dis sonde in die oë van God. Wat pastoor sê? Of jy nou 'n pen vat, of 'n rand vat, of 10 rand vat, of wat jy kan vat, steel by die Here. As jy oneerlik is, maak jy saak wat jy doen nie, bly dit oneerlik by die Here. Ek sê sonde bly sonde by God. Hy het geen onderskeid nie. Maak jy saak of jy moord pleeg of jy iemand te nakom, nie, sonde bly sonde. En dis wat in daardie tyd gebeur het. Hulle was so gewees dat die Here het sy kerk laat groei. Dit was Jesus Christus se kerk. En omdat daai mense dit gedoen het, moes hulle met hulle lewe betaal wat hulle, soos Petrus sê, julle het gelieg vir die Heilige Gees. En die Bybel sê in vers 11 die volgende woorde van ons hoofstuk 5, Handelinge, dat 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. My woorde vanmôre wat ek neergeskryf het hier, neergepen het, en ek wil dit vanmôre sê, moet nie beloftes maak wat jy nie kan nakom nie.
Die woord sê dat jou ja, ja wees. En jou nee, nee. As jy dit nakom, jy maak dit reg, maar moenie beloftes maak wat jy nie kan nakom nie. En direk na daardie gebeurtenis in daardie gemeente lees ons van vers 12 af dat die Here het wonders en tekens onder sy volk begin doen. Weet baie keer wil die Here die luisters uit intrek. En baie keer moet ons uit oplig en uitskuts. Ons moet nie te gewoond raak aan sekere dinge wat plaasvind in 'n diens nie, of gewoond raak aan sekere prediking in 'n diens nie. Want ek sê baie keer is mense so geestelik vol dat hulle ook burp van alles wat hulle kry. Verstaan? Maar dan kom die Here na hy gebeurtenis waar die vrees losgemaak is van die gemeente, begin die Heilige Gees werk en die woord leer ons dat daar wonders en tekens plaasgevind het onder hulle. En meer, luister mooi wat hy sê, en meer, luister mooi, meer en meer gelowiges het die Here bygevoeg. Nie sondaars nie. Dit het my getref. Dit het my getref. So wat ek daar sien, is dat die Here mense wat al reeds gered is, en gered was, het hy getrek deur die Gees van die Here en by die gemeente geplaas waar hy nog mense nodig gehad. En tot die Here het kanale nodig wat hy gebruik om by ander mense te kom. En daardie tyd het die woord net uitgegaan. Ons praat van die weg, en ek het gepraat van die weg. Het hulle uitgegaan om die sondaars sowel as die Jode te bereik. So die handjie vol wat daar was, daardie tyd was nie genoeg gewees nie. En die Here het nog ander gelowiges, my so mooi, by die gemeente gevoeg, sodat hulle by die apostels en die disciples kon staan, om nog siele van Jesus Christus te gaan wen. Oral het hulle siekes aangedrag. Ek wil jy my hoofstuk gaan lees. Beddens was mense wat op geleentheid hulle gebring het, op die strate neergelê, en vir hulself gesê, hoorie, maak nie saak, as ek inkom in hy diens se môre nie, ons lê dit op die straat, Petrus moet tog hier uitkom, en loop hy verby, en val sy skade die op daai persoon, sal die persoon gesond word. Dit was hulle geloof gewees. Verstaan die pastoor sê, hulle het absolute, nie net 'n vreesie, maar respek vir God gehad. Respek vir Jesus gehad. 'n respek vir die disipels en apostels gehad, en geweet, hulle is gestuurde mense wat die werk kom doen het vir Jesus op die aarde, wat jy vandag glad nie kry nie. Verstaan? En dit is vir my so pragtig as ons 'n voorbeeld kan uitneem uit die boek Handelinge, wat daardie tyd plaasgevind het, en die Here kan alleenlik genees wat daar eenheid is. As daar eenheid is gebeur die Here sy seën. As ons saamstem en ons doen die woord en ons verkondig die goeie nuus, kan die Here ooreenkomstig. Die Bybel sê uit sy woord bevestig deur wonders en tekens wat opgevolg het. Nie iets anders dan nie. Hy het nie politiek gedaan. Nee, hy het die woord van God bevestig deur dit wat plaasgevind het op. Wonders en tekens wat plaasgevind het. En dis waar ons by moet staan. Ons kan nie afwyk van die woord van Here nie. Ons kan nie ander dinge verkondig nie. Ons kan nie betrokke raak met politiek nie. Ons kan nie betrokke raak met enigiets anders nie. Die suiwer woord is dit wat die Here soek, en dis alleen wat die mens gaan inbring, is die woord van die Here. Kan jy sê amen vanmôre? Kom ons sê dankie vir Jesus vir die woord. Mensdom. Nou kom ek sê dit. Kom ek sê dit vanmôre. Dat die oomblik wanneer sulke dinge gebeur, dan is die duiwel op sy voete. Want hy wil nie hê dat die mens moet weet dat Here nog steeds genees nie. Hy wil nie hê dat hulle moet weet dat Jesus Christus vrymaak en verlos nie. Die oomblik wanneer sy koninkryk aanval, gaan hy terug aanval. Ek het oor keer gesê, moet nooit jou skuld laat sak nie. As jy oorwinning behaal het vir enigiets wat die Here jou oorwinning oorgegee het, moet nooit jou skuld laat sak nie. Loop met jou skuld voor jou, want hy gaan terugkom in jou aanval. Hoor wat pastoor sê.
So onmiddellik na daai dinge wat plaasgevind het, na die gebeurtenis van Ananias en Safira, na die wonderwerke wat plaasgevind het, onmiddellik daarna, sê die Bybel het die hoofpriesters en sy handlangers boos geword. Die Bybel sê uiteindelik in vers 17 dat hulle was met nydigheid vervul. Afguns en jaloesie beteken dit. Hulle harte was nie reg teen Jakob. Weet jy hoekom was hulle nie reg teen hom, afgesien van die wonderwerke en dinge wat plaasgevind het? Hulle het geweet dat die mense wat betrokke is by die wonderwerke en wie die Here gebruik, is gewone vissermanne. Onder is 'n tollenaar. Hoe kan die Here 'n tollenaar gebruik? Hy mense het geen geleerdheid nie. Hulle het geleerdheid. Hulle is die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle is deel van die Sanhedrin, die Joodse hof. Hoe kan daardie eenvoudige mense wat vis gevang het, hoe kan hulle nou kon sulke dinge doen? Hulle het dit gehaat. Hulle wou nie hierdie mense moes na hulle kyk nie. Hulle wou nie hierdie mense moes die apostels en die disippels volg nie. Luister. Hulle harte was op afguns en jaloesie vervul. Aan die ander woorde, hierdie mense was ongeletterd. Ons is die geleerde mense, ons bid so verkeerde dag, 3 of 4 of 5 keer, 7 keer 'n dag, bid ons bid soveel keer 'n dag, ons gee ons almoses. Hierdie mense, wat doen hulle? Hulle het met daai afguns en jaloesie in hulle harte rondgeloop, en mense, dis 'n geestelike kanker wanneer ons teen mekaar jaloes is. Kom ek vertel iets. Ek kan net wees wat ek is, heiliglik, en waarvoor die Here my geroep het. Ek wil nie iemand anders wees nie. Nee, ek wil myself wees. Met my eie persoonlikheid. Verstaan? Ek wil myself wees. Ek wil nie 'n ander prediker of preek soos 'n ander prediker, ek kan nie preek soos 'n ander prediker. Ek wil myself wees, en waarvoor die Here my geroep het. Hy het Pieter Swanepoel geroep vir 'n spesifieke taak, en ek moet Pieter Swanepoel bly. Ek het nie met ons word nie. My persoonlikheid en my geaardheid gebruik die Here om sekere mense te bereik. Dis waar hy geroep het. En die disippels dieselfde. Verstaan? So, hulle was gevul met nydigheid, maar hy daai ongeletterde vissermanne wat apostels was, en nou as disippels, het hy gebruik, en die Heilige Gees het deur hulle gewerk, en om die wiel van die evangelie aan die rond te kry, so mag doen vanmôre, wat in daardie bekend gestaan het, is die weg, iets moes gedoen word, en hy het nie geleer, hy kon die Sadduseërs en Fariseërs gebruik het, as hulle dit gedoen het, hulle wou nie val vir dit nie. En hy gebruik eenvoudige mense vandag, eenvoudige mense, wat hy gebruik vandag, wat die woord verkondig, wat die Here kragtig gebruik vandag, omdat hulle gewillig is, en gereed is om gebruik te word, beskikbaar, dat die Gees van God deur hulle kan werk. Mens, luister, ek gaan 'n bietjie verder. Luister mooi. Dit was 'n teken, toe dit gebeur, was 'n teken dat die vyand benoud is. Jy weet dat jy is op die regte plek. Jy weet jy doen iets reg. Jy weet jy is 'n kind van die Here. Jy weet dit, want hy val jou aan. Hy sal jou nie aanval as jy verkeerd is nie. En hy val mense met dit, hoor. Hy sal jou nie aanval as jy verkeerd is nie. As jy alleenlik aanval as jy op die regte pad is. Luister. Wat gebeur in die derde plek? Weet ook nou voorberei. Ek dink ja, apostels ons deur in tronk as wat op die strate was. Dis wat gebeur het. Hulle neem hulle gevangene. Vers 18. En vers 19 begin met die woordjie maar. Vers 19 van hoofstuk 5 Handelinge begin met die woordjie maar. Luister. Maar vers 19. Nou, wanneer jy 'n woordjie maar, geloof ek al gesê,
as jy die woordjie maar kry in 'n vers, begin van 'n vers, dui dit op 'n kontras tussen wat was en wat nou gaan gebeur. En trek jou aandag na iets belangriks wat gaan gebeur. So as jy maar lees, jy weet daar's na daai vers gaan iets gebeur. Maar sê die Bybel, luister mooi, vers 19, 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, 'n engel van die Here het in die nag. Dis so interessant hoe die woordjie nag weer kry daar. Ek het vir u verduidelik dat die vyand is aktief in die nag. Vanaand tussen 12 en 3 en van 3 of na 3 ook nog steeds. Maar die vyand is sy beste tyd tussen 12 en 3. Maar hier kom die engel in die nag. Kom maak die deure van die gevangenis oop om hulle uit te lei. Kom ek stop daar. Hoe die engel het oopgemaak. Nou, dis vir my so interessant om te lees. Weet ons net baie keer vinnig deur die woord. Luister mooi. Hy het die deure oopgemaak soos enige ander deur oopgemaak moes word. Maar luister wat hulle vind toe hulle vir die apostels gaan soek. Dit is vir my so mooi. Hulle stuur hulle handlangers uit om te gaan kyk om hulle nou vry te maak, hulle gaan kom dat hulle voor die Joodse hof kan verskyn. Stuur hulle uit nou soet in die tronk toe, en hulle kom en berig terug na die hoofpriester, en dis wat hulle sê. Dis wat hulle sê. My Heer, die hoofpriester, ons het die gevangenis aan alle sekerheid toegesluit gevind. Hulle het gaan kyk. Hulle het nie wil ons weg nie. Luister, wil 'n punt hier maak. En die wagte het nog steeds buite gestaan voor die deure. Ek kom nie maar weer. Maar, daar gaan iets net soos dit gehoor. Maar toe ons die gevangenis oopmaak, kry ons niemand daar binne nie. Nou vra ek, hoe die engel die gevangenis oopgemaak? Hy het die gevangenisdeure oopgemaak en weer toegemaak. Hy het nie oopgemaak en oopgelos nie. Ek wil 'n punt net oordra, dat dit wat God doen, doen hy perfek. Hallo. Hy het nie die seldeure oopgelos nie. Hy het nie die deure oopgelos nie. Toe laat kom ons die deure toe, die seldeure toe, maar die vraag is wat hulle gekry. Hulle kry niemand binne die tronk nie, en die wagte staan nog buite. Wat sê dit vir jou? Hulle moes erken dat dit wat daar plaasgevind het, nie deur 'n mens was nie, dat bonatuurlik plaasgevind het, want waar dan toe die disippels en die apostels verdwyn. Hoor wat pastoor, jy moet mooi wat ek sê. As hy dit oopgelos het, die engel, en die seldeure oopgelos het, en die wagte was nie daar nie, gesê, hoor iemand ingebreek, en daai disippels en apostels kom help, hulle kon dit nie sê nie. Jy sien, die Here wou punt oordra, en hulle wys dat dit wat hy doen is bonatuurlik, bo kan die kragte van die mens. Bo kan die kragte van die mens. En die woord sê, in my woorde, dat die hoofpriesters was hieroor verleë, hulle het rooi in hulle gesig geword, hulle het nie geweet wat om te sê nie. Luister mooi. Net so met die klip, Jesus opstanding, toe die klip weggerol, dat die klip daar gelos het. Verstaan, Jesus kom deur en hy geloop het. Dis niks, net so deur die graf geloop het. Belos die graf oop, nie omdat Jesus uit te kom, maar vir die ander mense om te sien dat die graf is leeg. Wat 'n bonatuurlike ding in plaas van wat die mens nie kon doen nie, die liggaam van Jesus Christus was weg. Die doeke daar gelê. Hulle moes erken, die disippels self moes erken, dat dit wat Jesus vir hulle gesê het, 'n werklikheid geword het. Nou is die Here werk. Presies.
Kom ons gaan 'n bietjie verder vanmôre. Kom 'n bietjie verder vanmôre. Wat sê die engel in die 4de plek? Wat was die boodskap wat die engel aan die apostels oorgedra het? Nou, ek het gelag toe ek lees, net nou mooi. Nou, hulle kan boodskappers wees, ons laas week oor gepraat, hulle kan boodskappers wees, nie? So die Here gebruik die engel nie, hy het nie self, Jesus is nie self daar gewees nie, hy het van die engel gebruik gemaak om die ding te doen. En die boodskap sou oor te dra vir sy apostels, wie almal in die tronk was, Petrus was hier, dat ek weet het. As jy gaan hier, dis die boodskap. Staan en vertel of verkondig in die tempel aan die volk al die woorde van die lewe wat daarby kom. Nou, dit maak ek nou nie sin nie. Jesus, jy verstaan nie, jy verstaan nou. Ek glo nie, ek hoor verkeerd. Engelik dink jy se verkeerde boodskap wat jy nou bring. Dan is ons net gevang en toegesluit. Vir dit wat ons gedoen het, dan moet ons weer 'n keer teruggaan, maar hierdie keer na die tempel toe. Verstaan? So, hulle moes gaan na die voorhof van die tempel self, en die voorhof van die tempel moes hulle gaan preek. Maar jy verstaan nie. Hulle het ons nou in die tronk gegooi, dan gaan ons weer in die tronk gooi. Kan ons nie miskien huis toe gaan nie? Wat sou ons gedoen het? Kom nou. Here, nou dankie ek is vry, nou wil ek pad vat. Ek gaan nou huis toe, nergens heen nie. Maar hulle sê, ons gaan. Nie hoekom, waarom nie? Hulle was gehoorsaam aan die woord wat die engel aan hulle oorgedra het, en hulle stap almal na die binnehof van die tempel en begin weer die woord van God preek. Want toe die mense daar aankom, te vind hulle daar, hulle hardloop terug, hulle sê, hoor jy my Heer, roepies as hulle gekry, kan jy glo dat daar die manne staan en preek in die voorhof van die tempel, dieselfde mense, hoe het hulle uitgekom? Dis wat julle doen. Daar's niks wat in die pad van die Here staan, wat hy 'n wonderwerk in jou my lewe wil doen nie. Luister wat ons doen vanmôre. Nothing. Maar omdat ons in ons gedagtes dinge wil uitwerk. En ons sien al klaar die nederlaag. Ons sien al klaar wat gaan ontplof op die einde van die dag. In plaas van die Here te vertrou, in plaas van om sy beloftes vat en dit byna te maak aan my eie riem, dat ek 'n klustriseer, glo ek wat die duiwel my kop in plant. Want as ons gaan nie omgee nie om nie, ons sal gaan soen toe. Ons sal doen wat die woord sê ons moet doen. En ons sal die woorde van die lewe gaan verkondig, wat beteken the eternal life revealed by Christ and found through faith in Him. Die ewige lewe, gaan verkondig die ewige lewe. Vertel hulle dat Jesus leef. Vertel hulle daar's hoop vir hulle. Vertel hulle die graf is leeg. Vertel hulle die graf is leeg. Hy leef, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit in die regterhand van God die Almagtige. Hy leef, en laat hulle hom aanneem as sy persoon, as hulle persoonlike saligmaker. Gaan vertel hulle die goeie nuus. Verstaan? Dit is hulle werk gewees om die goeie nuus oor te dra en te verkondig. En ek het laas nie gesê, dit was nie so maklik nie, dis hoekom die Here sy woord bevestig en deur wonders en tekens daarop volg. Gaan vertel hulle, dis wat hulle moes doen. Die woorde van die lewe, die goeie nuus, moes hulle gaan verkondig aan die binnekant van die plein van die tempel. En mense, hoeveel mense daar deur beweeg, Jode beweeg, en is meeste Jode. Daar deur beweeg om aan die tempel te gaan aanbid, en hulle daar gestaan, nou net uit die tronk uitgekom, daar staan hulle weer in preek. Mens. Is dit nie goddelik nie? Iemand hy boek aan hulle gaan lees, ek wil keer dit kry van Engel, wat Jaap gaan laas nie noem. Wat ek nog gekry daar net, en ek kan gedink het ook is, Handelinge 12 vers 1 tot 7, Petrus weer 'n keer in die gevangenis. Ek sê bes is weer in die gevangenis wat op die straat was. En hierdie keer het Herodes besluit hy gaan vir Petrus doodmaak. Hy het net van Jakobus, die seun van donder,
doodgemaak, en ek praat met die swart seker ontdood as hulle gewoonlik doen het, sy kop afgekap, soos Johannes die Doper sê dieselfde. Net sê moet nie oorgebring Johannes, maar het Jakobus doodgemaak. Toe vang hulle vir Petrus, en dan gooi hy met tronk, maar omdat dit die Paasfees was Herodes absoluut skrikkerig om enigiets te doen op die Paasfees wat Jerusalem aangeval het. Weet jy hoe werk? En hulle laat hom oorslaap in die tronk, laat hom daar bly, anders was hy, sal hulle gekom het om hom dood te maak. Maar om seker te maak dat Petrus daar bly, want hierdie ouens kan ontsnap, kyk, hulle het geweet wat om te snap, maar hy het geweet. Jy kan nie 'n apostel in 'n disipel alleen in die tronk los nie. Hulle kom uit, een of ander tyd, hulle kom uit. Maar luister mooi. Hulle sit hom tussen 4 wagte. 4. Hulle maak die handboeie vas aan 2, een die kant en daai kant. Tussen hulle staan. Dit sit sy enkels in houtblokke, maak dit vas by kettings. So Petrus moet regop sit en slaap. Hy weet, luister mooi, hy weet wat vir hom wag. Hy weet Herodes gaan doodmaak. Hy weet as hy uitkom, is 'n taboe, hy het nie omgegee, maar hy weet dit. Maar hy sit die hele dag regop en sê, Here asseblief, nee. Hy sê, ek maar nou 'n bietjie slaap. Hy bekommer hom nie daaroor nie. Of hulle nou doodgemaak is hy by Jesus, of die Here hom gaan vrymaak is nog 'n wonderwerk. Hy bekommer nie daaroor nie. Niks vat sy slaap weg nie. Nie eens die ou wag wat langs hom lê of sip en stort nie. Hy sê ek gaan slaap. Hy sit en slaap daar vasgevang tussen daai wagte. Hy kan nêrens beweeg nie. Luister mooi. Maar die Bybel sê dat die aanhoudende gebed van die gemeente het opgegaan tot by God. Het aanhoudend gebid en vir Petrus gebid dat die Here hom sou vrymaak, het hom nodig gehad, want sy werk was nog nie klaar nie. As jou werk nog nie klaar is nie, kan die duiwel niks aan jou doen nie, want die Here kyk agter jou en my, en niemand kan enigiets opvang op jou nie, want jou werk is nog nie klaar. Aanhoudende gebed tot God in die gemeente het begin bid, en hy te roep. En die Bybel sê weer eens stuur God die Vader 'n engel om Petrus in die gevangenis te dat hy laat ontsnap. Ek gebeur word ontsnap. En dan lyk my die Herodes en die Jood nog nie geleer nie. Jy sluit nie een van die kinders van die Here toe, of die disippels in, of die apostels nie. Hulle kom wel uit die tronk uit, hulle ontsnap. Die engel het presies geweet wat om te doen. Luister. En die woord sê die volgende, met eens, onmiddellik met eens. Staan daar 'n engel van die Here by hom. En 'n lig skyn in die gevangenis, is weer in die aand. En 'n lig skyn in die gevangenis. Daai 4 manne stort daar het nie wakker geword nie. Hulle instort, die boeie is nog vas, alles. Petrus lê daar, hy slaap. Word jy wakker vir die lig nie. Die engel kap hom so kortjie in die ribbe, hy sê, Petrus, staan op. Word wakker. En die Bybel sê onmiddellik toe hy Petrus wakker maak, toe val die boeie van sy hand en sy voete af. Onmiddellik. Ja. Daar's geen niks wat daai ouens gelou in 'n tronk nie. Het val af. Die Bybel sê het afgeval van sy hande en van sy voete. En die engel sê vir hom, weer eens boodskap hy opdra, en oordra. Hy sê, Petrus, omgord jou, trek jou kleed aan, met ander woorde, en trek jou skoene aan. Wat hulle uit gemaak het, hulle het hulle boekleed uitgetrek. En dan het hulle onderkleed geslaan. Hy trek sy boekleed aan, en trek sy skoene aan. En die engel het begin loop, en hy het uitgegaan en gevolg. En hy het nie geweet, Petrus,
dat dit wat deur die engel plaasgevind het, 'n werklikheid was nie, maar hy het gemeen, dit is 'n gesig wat hy sien. En toe die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die eysterpoort van die stad, maar hulle gaan reg deur, daai ou slaap nog waar die boeis lê daar, die tronkdeure gaan oop, hulle stap deur, hulle stap uit daar, in die naglig daar buite, en toe hulle buite kom, by die eysterpoort, wat na die tronk afskuif van die stad buite, sê die Bybel, het daardie eysterrek van self uit oopgegaan. En aan die buitekant gekom, en een straat ver gegaan. En dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek, waarlik dat die Here sy engele gestuur het om my te red, uit die hand van Herodes, uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Wat is wat mooi as jy, ne? Vat hom mooi, vat hy sy hand net, sê volg my, engel stap voor, en soos hy stap, gaan die tronkdeure oop, stap deur al die wagte verby, ander slaap nog, loop recht deur by die groot ingang, kom by die groot hek, dan gaan hy ek self oop, engel stap aan, ek kyk nie wat Petrus as ek moet hom volg. Petrus moet net bybly. En toe hulle buite die stad kom, 'n straat weg, waar het toe veilig was, een straat weg in die stad, en was veilig, het hy geweet, Petrus sal die plek erken, die straat erken, en hy het geweet waar die huis is, waar die gemeente van hom, wat hy presies geweet. En toe hom klaar gehelp het, toe sê hy maar weg. As die Here klaar in jou voorsien het, het hy gegee wat hy moes gee, klaar gehelp het, hy gedoen wat hy moes doen. Net soos in die tyd van Israel, toe hulle die beloofde land instap, en die wolk vuurkolom, en die wolkkolom verdwyn, moes hulle vir hulle self werk om iets te bekom, dis hoe hy werk. As jy tot 'n punt vat, waar jy jouself kan help, en dan sal jy los, en hy weet jy sal regkom, is die Here nie wonderlik nie. Kom ons sê dankie vir Jesus. Engele, wat tot ons beskikking is. En wat op pastoor vanmôre sê, hy doen nog steeds wonderwerke, al gebruik hy sy engele. Amen en amen. Kom ons sê dankie Jesus. Want al wandel ek in die vlees, veg ek nie na die vlees nie, want die wapens van my stryd is die vleeslik nie, almal saam, maar kragtig deur God om vestings deur te werk, 2 Korintiërs 10, 3-4. Ek bely in Jesus naam, dat ek 'n kind van God is, en verklaar ek dat ek deur die Heilige Gees gewederbaar is, en dat Jesus Christus vir my 'n vloek geword het, sodat ek kan vry wees. Ek is die geregtigheid van God, almal saam, ek is die geregtigheid van God, deur Christus Jesus. Ek is 'n burger van die koninkryk van God, deur Jesus Christus, en die voltooide werk aan die kruis. Ek is die kop en nie die stert nie, Deuteronomium 28 vers 13. Ek is bo en nie onder nie. Ek is in alles in staat, deur Christus Jesus, wat my daagliks die krag gee, Filippense 4 vers 13. Hy wie my woon, is groter dan wie in die wêreld is. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, wat die gawes van die Heilige Gees opereer, en ek behoort nie aan myself nie, maar aan hom, 1 Korintiërs 6 vers 19. Laasteen, ek is geseën met alle geestelike seëninge in Christus Jesus, en die Gees is die waarborg van my erfenis, Efesiërs 1 vers 14. Kom sê dankie vir Jesus vanmôre. Amen.